Halleluja. Kom ons aanbid hom vir 'n oomblik in die banke. Ek wil net daar waar jy staan, moet jy vanmiddag hom aanbid vir wie hy is. In die eie woorde sê Here, ek dank U. Oh, wonderful Savior. Oh, Here, help ons. Help ons, Here, help ons. Oh, wonderful Jesus. Oh, wonderful Savior. Jesus. Hallelujah. Jesus, sangat vir my broer Pieter. As die zoetste naam vir my. Kom ons sing het nog eenmaal. Jesus is die soetste naam vir my. Oh, Jesus is die soetste naam vir my. En hy is altyd saam. Soos hy dierbaar naam. Daarom het ek hom so lief gekry. Want Jesus is die soetste naam vir my. Oh, kom ons sing het saam, Jesus. Jesus is die soetste naam vir my. En hy is Oh, Here, prys U. Halleluja. soos hy dierbaar naam. Daarom het ek hom so lief gekry. Want Jesus is die soetste naam vir my. Kom ons sing het nog eenmaal as U dit ken. Jesus is die soetste naam. Jesus as die soetste naam vir my. En hy is altyd saam. Soos hy dierbaar naam. Daarom het ek hom so lief gekry. Want Jesus is die soetste naam vir my. Dankie Here Jesus vir die laaste maal broers. Jesus is die soetste naam vir my. En hy is altyd saam. Soos hy dierbaar
dierbare naam. Daarom het ek ook so lief gekry. Want Jesus is die zoetste naam vir my. Daarom het ek hom so lief gekry. Want Jesus is die zoetste naam vir my. Halleluja. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë, dierbares. Vader, ons dankie dat ons vanaand voor U kan stil word. Here Jesus, ons dankie dat U die goeie Vader is. En ek wil vanaand bid, Here, bring rustigheid in ons gemoed, die vyand woed. Here, om ons ongelukkig in ons gemoed te maak, maar ons dank U dat U gekom het om vir ons vrede te gee. Here, U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil vanaand bid dat U die bediening van die woord sal seën. Ek wil vanaand bid vir vars olie. Ek wil vanaand bid, Here, dat U met ons sal ontmoet in die naam van Jesus. Ag Here, ek lê vanaand my hart voor U. En ek wil vanaand bid, Here Jesus, dat U, Here, dat ek van hierdie ou platformpie af sal wegbeweeg, maar dat U vanaand in ons midde sal kom. Dat U ons vanaand sal seën. Here, ek bestraf elke doodsheid. In hierdie atmosfeer bid ek nou dat die salwing van die Heilige Gees hierin sal kom, in die naam van Jesus. Here, ons is honger na meer van U. Ons weier om in die dood te lewe, om in die rook te lewe. Ons soek die krag van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Dank ek U vir harmonie in hierdie diens, vloei in hierdie diens, in die naam van Jesus. Vat ons hoor op, Here. O, dat ons op die toppe van die berg kan staan, in die naam van Jesus. Ons dank U vanaand dat U hier is. U is die wonderwerker. En ek wil vanaand bid, Here, ontmoet met ons in Jesus naam. Amen en amen. Ek fluister in broer Gavin se oor. Ek sê vir my broer, ek glo daaraan dat 'n diens op 'n hoogte moet wees. Dierbares, ons is 'n Pinkstervolk. Ek weier 'n doodsheid, ek weier 'n godsdienst, duiwelvorm godsdienst. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, moet hier 'n swaar teenwoordigheid van die Here hang. Ek sê van ons, en daarom is dit belangrik dat elkeen van ons seker moet maak dat ons werk ons deur, ons werk ons in. Het sy ons getuig, het sy ons moet preek, wat ook al, moet daar 'n salwing wees, daar moet 'n teenwoordigheid van God heers. Onderwyl ek daar sit, kom hierdie gedagte by my. Jesus is die wonderwerker. Ek dink aan 'n getuienis net voor ek gaan bedien, wil ek dit net noem om u te bemoedig. 'n Broer vertel dat hy gaan na 'n tentdiens toe van Evangelis Nikkie van der Westhuizen. Hy vertel hy kom daarin vir die eerste keer in sy lewe sien hy 'n wonderwerk. Ek sê vanaand vir u, hier's baie min van ons mense wat hier sit en in die Pinksterkerk en die Breë Kerk wat wonderwerke al gesien het, wat 'n werking en 'n beweging van God se Gees gesien het. Ons moet vanaand eerlik met onsself wees en sê, ag Here, sal U ons nie besoek in herlewingskrag nie. Ag Here, ek het 'n honger, 'n dors
'n diepe soeke in my binneste na 'n egte beweging van die Heilige Gees. Ek soek nie net stories nie. Ek wil nie net hoor van dit het gebeur nie. Here, doen dit weer, doen dit weer, doen dit weer. Hierdie man vertel, hy sê hy gaan in by die diens. En onderwyl hy inkom, sê die man van die Here, as daar iemand wat vanaand genesing nodig het, en hy maak die uitnodiging. Hy sê hy gaan ook uit van een van sy oor, of sy een oor was doof. En hy sê hy gaan ook, en daai aand, toe beleef hy 'n wonderwerk. Hy sê, en daar word vir hom gebid en die Gees van God kom oor hom. Wat wil ek vanaand vir julle sê? Ek wil vanaand bietjie in die Gees praat. Hy sê dit voel soos 'n sterk stroom water wat hom plat trek. Ek sê vanaand vir jou, ek praat nie van 'n vleeslike omval nie, maar ek sê waar God se Gees jou uitslaan en jy na 'n uur wakker skrik, jy weet nie wat met jou gebeur het nie, want dit was die Gees van God wat jou uitgeslaan het. Kom aan mense. Ek sê so het Pinkster gelyk in die vroeë jare. Heilige Gees vervulde predikers, Heilige Gees vervulde dienste, salwingdienste. Hy blaas dit oor jou. Dan voel jy hoe kom die wind van God. Dan voel jy hoe kom die salwing van die Heilige Gees. Daar was geen gimmicks nie, daar was geen show opgesit nie. Die krag van God was daar. Vandag moet ons alles fake. Om te wys ons is nog geestelik. Maar ag, hierdie hart van my begeer die egte beweging van die Heilige Gees. En hierdie man, ek gaan nou bedien, laat my net toe om met my hart uit te praat vanaand. En hierdie man gaan terug. Hy sê onderwyl hy en sy vriend terugry in die motor en hulle sit die musiek aan. Ewe skielik. Hy het dit nie gevoel in die diens nie. Maar hy sê toe hy uitstap, toe voel het sy oor is oop. Halleluja. Toe kon hy hoor, toe het Jesus vir hom 'n wonderwerk gedoen. Toe het Jesus vir hom 'n wonderwerk gedoen. Hy sê hy gaan 'n paar jaar terug na 'n paar jaar daarna, gaan hy maar die dokter toe vir een of ander ondersoek. En die dokter sê hy sien dat daar is 'n merk op sy oordrom. Iets het gebeur met sy oor. Ek weet nie waar u self vanaand bevind nie, maar ek wil vanaand vir u sê, kyk vir my, die wonderwerker is hier. Ek sê vanaand vir u, jy kan daar onder lê, jy kan nou sukkel, jy kan nou deur moeilikheid gaan, maar ek sê die wonderwerker is vanaand in hierdie plek. Ek sê die wonderwerker is hier. Hy's hier. Jesus is die wonderwerker. Vanoggend terwyl ek bedien u, terwyl ek bedien, en terwyl ek van vooraf te besig is om te bedien, toe val my oog op 'n pamflet wat ons gehad het as die broers op die kamera. Op hierdie pamflet staan, Jesus red, genees en verlos nog. Dit was die slagspreuke van Heilige Gees tente, evangelisasie veldtogte wat opgegaan het. Halleluja. Hulle het uitbasyn, Jesus red, genees, verlos. Deesdae kan jy gaan kyk op ons posters staan Jesus klein in 'n hoekie en die een se gesig is hoe groot. Jesus is daar weggesteek in 'n hoekie. Ek sê vanaand vir u, Jesus is die wonderwerker. Dit moet oor hom gaan. Hy alleen kan dit doen. Stem jy saam met my? Stem jy saam met my?
Jesus, die wonderwerker. Hulle sing hierdie lied, God is stirring a miracle for you. Weet jy hoekom kry ons nie meer wonderwerke nie? Want Jesus, volg my vanaand, want Jesus staan nie meer eerste nie. Pieter noem 'n mooi waarheid. Vroeër, terwyl ons klaar maak om na die aanddienste te kom, hy sê, pastoor, want ek sê vir hom, dienaar, let op, by gesalfde dienste, het jy altyd gekom, hulle begin sing net eers so aanbiddingsliedere, en dan skielik voel jy, is iets van God in hy plek. Hy sê, pastor, ja, want jy moet eers die Heilige Gees innooi. Het klink eenvoudig, maar dis, want ek het al in kringe beweeg, waar teoloë en die manne wat sê, hulle tot die lig gekom, sal so 'n stelling wat Broer Pieter maak uit mekaar uitskeer, want hulle sê teologies is dit nie korrek nie, maar ek sê vir ek stel nie belang nie, ek weet die waarheid wat die man van God gesê het, want het beteken, as hy sê, as die Heilige Gees innooi, mense as hy is teologies nie korrek nie, want hy is klaar binne in ons, hy woon in ons, en bla 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 bla, maar wat ek besef is, wanneer ons in aanbidding gaan, kom almal se gedagtes, se harte kom by mekaar, en ons kyk op in sy gesig, en wanneer ons by daai plek kom in 'n diens, sê ek vir u, dan begin 'n val die salwing, dan kom die teenwoordigheid van God in 'n diens in. Hoekom? Want ons fokus op hom, ons kyk in sy gesig, ons lig sy naam op. Wanneer ons by daai plek van aanbidding kom, kyk vir my, dan verdwyn ons. Dan staan hy eerste. Dan kyk ons op in sy gesig. En wanneer almal eendragtige aanbidding aan hom bring, dan kom hy af. Ek sê vir u, weet u hoekom werk my God se Gees nie meer nie? Want ons het sy eer begin steel. Ons het in sy plek, het ons wit stoele begin pak voor in die kerk. In sy plek het ons togas begin hang. In sy plek het ons titels begin hang. Ek sê vir u, ek is besig om 'n studie te doen, en tot my skokontdekking kom ek agter. En ek gaan nou bedien, maar hierdie is vir geestelike mense. Ek kan nog eers gegroet, ek gaan nou groet hier wag. Kom ek agter. Baie in die Pinksterkerk jaag titels na. Omdat ons ly aan 'n minderwaardigheidskompleks. Dis 'n waarheid. Volg my. Dis 'n waarheid. Ek praat nog. Jy gaan agterkom. As jy net om wil bietjie aanspreek, as jy moet nog as onthou, ek is dokter dit. Ek het nie 'n dokter agter my naam nodig om iemand te wees nie. Jy is iemand. In Christus is jy iemand. Jy's duur gekoop met sy kosbare bloed. Jy is iemand. Jy is iemand. Jy het nie 'n titel nodig om iemand te word nie. Jy is iemand. Jy's God se oogappel. Jy's kosbaar. Jy's hoog geag. Jy's gered uit genade. Andabasaya. Kurabashandala Masaya. Jy is. En in my God se werk, as dit nie 'n Shoprite, waar jy begin by pakkie sak, by sakkie spak, en as jy by die til, en dan gaan jy bietjie na daar by die geld, en dan word jy supervisor nie. Dit werkie van leertjies klimmie. Laat ek dit verduidelik. Daar's 'n tendens geskep, dat jy moet eers begin by die jaken. Broer, die jaken, ouderling. En weet jy wat? En ek dink ons is dit 'n chief. Ek kry stryd. Ek kry stryd door die boodskap. Maar wat ek preek, maar ek sê soos wat Paulus sê, die dwang
dwang is my opgeleg, sê vir, ek kry stryd oor die prediking. Hulle kritiseer my, hulle verkruisig my, maar die dwang is my opgeleg om hierdie ou godsdienstmure plat te slaan. Ek halleluja, God het die hemelsame in my hand gesit om hierdie godsdienstmure plat te slaan. Sê vanaand vir u, dit was die bediening van Jesus. Ek sê die sweep het geklap. Hy sê, julle maak van my vader se huis 'n rowerspilong. Julle hou daarvan om julle klere wit te maak. Julle hou daarvan om op die strate deur die mense gesê te word, rabbi. Julle hou daarvan. Julle hou daarvan. En dan kom hy, hoor wat sê. Volg my. Hy sê, julle addergeslag. Ek sê vir, as die Here Jesus nou ons kan hou, sê Jesus sê so en Jesus sê so. Maar ek sit my kop op 'n blok. As die Here Jesus in hierdie tyd moes geleef het wat ons sou hom lankal van kant gemaak het. Want ons sou nie sy boodskap vat nie. Kyk vir my vanaand, waak dat u nie godsdienstig word nie. Godsdienst beroof mense van 'n intieme wandel met God. Dit gaan oor 'n liefdesverhouding met God die Vader. Hy wil persoonlik met elkeen van ons wil hy wandel. Hy wil saam met ons wees. Dis waaroor dit gaan. Ek wil vanaand net in kort u bless. Pastor Abby's gegroet. Oh, wonderful Savior. Broers, susters, julle is gegroet in sy naam. In die naam van Jesus, wat nog nooit sy krag verloor het nie. Ek gaan vir lees uit Galasiërs hoofstuk 2. Galasiërs hoofstuk 2. Ek wil vanaand praat oor konflik in die werk van die Here. Konflik in die werk van die Here. Halleluja. As hy saam met my prys sy naam. Konflik in die werk van die Here. Galasiërs hoofstuk 2. Gaan ons saam met mekaar lees. Prys sy soete naam. Halleluja. As jy daar is, gaan ons lees. Galasiërs hoofstuk 2. So lekker om Broedena ook hier te sien. Broedena, ons verlang na julle as julle nie hier is nie. Prys sy naam. As die blaadjies, as hy daar is, gaan ons lees. Konflik aan die werk van die Here. En daar wil ek oor 'n baie belangrike ding praat. Waak teen skynheiligheid. Ja. Waak teen skynheiligheid. Weet jy wat beteken skynheilig? Jy maak jouself reg, maar jy was deel aan daai ding. Jy spreek jouself vry. Jy beter amen sê vanavond. Jy beter amen sê vanavond. Prys God. Nou kan ek jy vanavond die waarheid sê. God se kerk is ongelukkig vol van skynheilige mense. Ons staan hipokrities. Ons wil laste op ander mense sit. En dit was die woorde van die Here Jesus. Hy sê, julle sit laste op mense wat julle self nie eens kan dra nie. Ons wil wette instel vir ander mense, maar ons self wandel nie daarin nie. Dis wat godsdienst maak. Ons staan op die verhoor, preek van die preekstoel af, julle moet so maak, en julle moet so maak, maar ons self
leef nie daarin nie. Skyn heilig. Ek sê vir jou, ja, ek sê vir u vanaand, ons kan diep skyn heilig is. As ons ernstig ons gesigte so ingetrek, want ons stryd diep in, maar onder hy diep in stry, weet ons, dat ons wandel nie in die waarheid nie. Jy moet vanaand eindig sê, as jy nie kan amen sê nie, die waar is. Galasiërs 2, kom ek lees vir u, Galasiërs 2, vers 14. Vers 14 sê, maar toe ek sien, is nou Paulus wat aan die woord is, hy sê, maar toe ek sien, dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Hoor wat doen Paulus? Hoor wat sê Paulus? Hy sê, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, konflik in die kerk. Net daar. Konflik. Ek wil inlei hierom, net agtergrond te gee oor hierdie gedagte. En ek wil vanaand onder die tema praat, oor jy moet reguit loop. Loop 'n reguit pad. Is jy saam met my? Nou hier, Paulus, Petrus en al die manne van die Here was by 'n vergadering wat beroep was in Antiochië, daar in Handelinge kan jy gaan lees, Handelinge 13, Handelinge 16, hulle was daar in Antiochië, waar hulle gepraat het oor die heidene en die Jode. Onthou wat jy moet verstaan, die kultuur en die tradisie van die tyd was, dat die Jode, die volk van God, hulle was die mense van die Here Jesus Christus, hulle was regverdig, en die Here Jesus het gekom en hulle het die evangelie aan die heidene gepreek, en die heidene was gesien as sondaars, mense wat nie deel kan het aan die verlossing van Jesus Christus nie, maar die Here Jesus het dit reggestel, as soos in ons tyd, of nou nie meer, want het kan nie meer daar sê, maar is soos apartheid, as te ware, blankes, en die kleerlinge die kant, en het was so, die Joodse volk was die volk, en die heidense volk en die ander volke kon nie die verlossing kry nie, want hulle het 'n kultuur en 'n geloofsbeleide. Maar die Here Jesus kom en die apostels het die evangelie gevat na al die volke toe, na al die nasies toe, en die evangelie van Jesus gepreek, want deur sy bloed is daar nie meer heiden of Jood nie, deur sy bloed is daar nie meer swart of bruin of wit nie, deur sy bloed het ons almal een gemaak, en ons losgekoop. Daarom het 'n groot skande is, dat jy kry nog 'n wit kerk, en jy kry nog 'n bruin kerk, kan het wees, dat ons glo hierdie Bybel, maar jy kry nog 'n die kerk, en 'n daai kerk. Ek sê vir jou, ek sal, mense wat nou ingeskakel is, sal hierdie boodskap kritiseer, maar ek sê vir u, dat Suid-Afrika dit kan hoor, as ons bely, Jesus Christus, as die gekruisigde, kan ons nie nog aan klasse diskriminasie ons self skuldig maak nie. Ja, ek wil iets noem. Jy kan nie nog, hier kry jy die wit kerk, en jy kry die bruin kerk. Kom aan mense, maar as is diep theologies, ek sê weer vir jou, as is diep skyn heilig. Want jy gaan nou hoor, ons kan nie saam dien nie, ons kan nie die kerk daarbo verkoop nie, want ons het saam gebou, ons het saam, kom aan mense, sonder dat ons weet, is daar verdeeldheid in God se kerk, sonder dat ons weet, is daar klasse diskriminasie in God se kerk. En
Want ons wil so boelangs, ons hardloop so boelangs, ons praat so boelangs, ons doen dinge so boelangs, maar waar dit eintlik tel, daaraan wil ons nie raak nie. Dan kan jy hoeveel grade agter jou naam het. Jy kan wat so dokter is, maar as jy nie hierdie waarheid kan leef nie, sê Paulus, jy het nie reguit geloop volgens die waarheid van die evangelie nie. Loop reguit. Kom aan mense. Waar is die liefde nou? Waar is die liefde nou? Maar as ons groot godsmanne, groot godsvroue, ons dra onsself swaar aan titels. Ons kom tot die openbaring van die gawes. Ons kom tot die openbaring van kleredrag. Ons kom tot die openbaring van hoe om kerk te strakse. Maar ons kan net nie kom tot die openbaring van die liefde vir mekaar nie. Kom aan mense. Ek skryf van die week. Ek sê dat vir my verskriklik om te sien dat mooi verhoudings gebreek word deur teologiese verskille. Waar is die liefde wat ons moet bind in eenheid? Die een raak kwaad want wat die een glo, die drank moet waarlik wyn is, die ander een glo nee, dit moet appetizer wees. Daar breek die kerk sommer op, want ons kan mekaar nie kry nie. Ons loop kwaad oor, omdat ons twee verskillende views het. Waar is die liefde? Die een voel jy kan nie in tale praat nie, die ander een voel jy kan in tale praat, en so breek die kerk op, so breek mooi pragtige verhoudings op. Waar is die liefde? Ons moet hierdie ding op YouTube kry, ons moet dit op TikTok kry. Waar is die liefde? Die een glo hy moet Dr. King wees, die ander een glo hy moet net 'n broer wees. Konflik in die kerk. Die een glo, hy moet 3 keer onder die water gesit word, en die ander een glo, hy moet net 1 keer onder die water. Ek sê vir u, daar's konflik. Kyk vir my. Ek wil u blootstel aan die waarheid van die evangelie van Jesus Christus. Die een glo, nou I'm apostolic, I need to wear a ring. Ek moet dit sein dra, ek moet kwaai wees. En die een sê, die mense moet sê pa en ma, en dan weet jy wat alsie. Maar waar is die liefde? Waar is die liefde? Die een glo hy moet mooi voorsit op wat banke, terwyl mense besig is om te aanbid, as hy besig om koffie en koekies te drink in die diens. Waar is die liefde? Nou hier, kyk vir my, kyk vir my. Nou hier is konflik. Sê vir jy, as jy nou ingeskakel is, sal jy weggaan van hierdie lyf af, as jy dit wil hoor nie. Maar God sê vanaand, ek moet vir jy sê, om reguit te stap. Wat baat die mens? Hy wen die hele wêreld, maar sy siel ly skade. Wat jy hoor is nie, ons is op high level nie. So ons kan nie meer op die level met mense connect nie. Waar is die liefde? Met al ons levels kan ons net nie by die level van liefde uitkom nie. Wat sê die skrif? Hy sal praat jy in die tale van engele, en jy het nie die liefde nie. Sal jy wees soos 'n klinkende simbaal en 'n lydende metaal. Wat baat dit jou? Jy dra 12 tossels, maar jy het nie die liefde nie. Wat baat dit jou? Jy het 'n prayer shawl wat jy gekoop het in Israel, en jy kom pad hier en jy sê jy het die Via Dolorosa geloop. Julle is so kwaai soos ek kom uit Israel uit. Wat baat dit jou? Jy het alles gedoen, maar jy het nie die liefde nie. Kom aan mense.
Ek skep so moed aan 'n prediker. Hy sê mooi. Iemand breek nog oor die Via Dolorosa uitgestap die pad van Jesus. Toe sê ek het nie nodig om na Israel toe te gaan om die pad van Jesus te stap nie. Ek stap elke dag van my lewe, stap ek die Via Dolorosa. Elke dag van my lewe stap ek Jesus se pad. Is dit die waarheid nie? Kom terug, ek is besig om agtergrond te gee en in te lei. Dit laat 'n mens dink, dierbares, amen. Ek wil hê jy moet dink vanaand. Nou kom Paulus en hulle was saam, Petrus was daar binne in Antiochië in Handelinge, toe hulle 'n vergadering gehad het oor hierdie dinge. Want daar was sommige van die volk wat gevoel het, die Joodse volke gevoel het, maar hulle moet ook deur die heidene moet ook deur die besnydenis kom, volgens die Joodse wette en kultuur. Ek ken mos hy storie waar die kinders moes wanneer hulle 8 jaar oud is, moet hulle besny word. Ek ken daai storie. En hulle toe hierdie kabel. Hulle stry toe in Antiochië. Maar die heidene kan nie deel uitmaak van hierdie verlossing nie, want hulle is nie besny nie, volgens die wet van Moses nie en. En toe het hulle die saak reggestel. Toe sê hulle deur die bloed van Jesus moet die harte besny word. Sien nie, kyk vir my, dat is 'n innerlike saak. Want dit moet van binne af buite toe vloei, nie van buite af in nie. Dit moet van binne af buite toe vloei. En hier kom, hulle is tussen die dierbares en Galase. Petrus, hulle is ook daar. En Petrus hou hom toe skyn heilig. En hy sê toe, nee dierbares, ek was nie deel van hy gesprek. Ek ken jy sulke mense. Jy weet, hy was deel van hy vergadering. Dat sê nie, ek het nog nooit so gesê nie. Ken nie sulke dierbares. Ha? En hier maak het vir Paulus kwaad. Kyk vir my. Hy sê maar toe ek sien, hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, want hulle is toe nie saam met die saakie. Hulle glo dat die mense moet besny word. Hulle kan nie sommer net so kom nie. Hulle glo dat jy kan ook nie alles net eet nie. Daar is sekere goed wat jy moet eet. As dieselfde ding wat hy gedoen het daar in Handelinge toe hy die diere gesien het. Wat die Here gesê het, moet jy nie onrein ag wat ek klaar rein gemaak het nie. Dieselfde ding. Want hy glo toe jy kan nie vang eet nie. Toe sê die bestraf die Here om en die Here sê vir hom, wat ek rein gemaak het, kan jy nie onrein ag nie. Wet vol van die wet. Ek sê vanaand vir u, as jy in die wet wil wandel, kan jy nie net die halwe wet doen nie, jy moet die volle wet doen. Ons is hygelaar. Ons is hypocrities. Ons sê, julle kan nie vry nie. Maar as ons jong daar, toe ons jong was, het ons gesukkel. Ons sê, bring die tug uit, ons is eerste om klippe te gooi. Laat iemand net nou swanger word in die gemeente. Iemand change my lewe, daarmee praat ek die sonde goed nie. Maar ek het 'n gesprek verlede week met iemand en hy change my thinking. Hy sê, broer, die eerste ding as jy in die Pinksterkerk iemand het wat swanger word, die eerste ding wat die mense praat is, wanneer kom hy onder tug? Hy sê, wat is die doel van tug? Hy sê, moet die eerste ding nie wees om te gaan en te sê, broer, u was verkeerd. Vat accountability, maar broer sê vir ons, het jy geld? Het jy 'n plek om te bly? Hoe gaan jy maak? Gaan jy na hierdie kind kan kyk? Is jy in staat? Kan ons jou help? Liefde. Liefde. Religion sê, gooi hom weg. Kruisig hom. Sit hom uit. Sit hom aan, want hy daar sit. Ja. Maar wat doen liefde? Ek sê vir jou, as jy nog godsdienstig is, sal hierdie waarheid aan jou vat. Jy sal sê, dat is 'n duiwelse mag. Hoe kan hy dit doen? Dis 'n duiwelse mag totdat die ding vir jou deur kos staan. Ja. 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 Stap reguit. Ek sê vir u,
ons het godsdienstig kom word. As is nie ek, daar roem ons asof dit die genade van die Here is wat ons gehou het nie. Jy kan nie in jouself in roem nie, want was dit nie vir die genade van die Here nie, was dit nie vir die beskerming van God nie, sou jy dit nie gemaak het nie. Die Here het jou gespaar. As nie ons goeie werke, kyk vir my, wat ons regverdig maak nie. Jy kan alles goed doen. Dan kom die skrif wat sê julle goeie werke is soos vuil lappe voor my. Hy is ons regverdigmaking. Hy maak ons regverdig. Hy bring ons in good standing met God die Vader. Deur sy bloed kan ons nou vrymoedig na die troon van genade toe gaan. Wat sê Johannes? Hy sê die Here Jesus is die deur na die Vader toe. Dis die waarheid van die evangelie. Nie oor hoeveel keer jy vas en hoeveel keer jy reg is nie, maar deur Jesus se bloed, die prys wat hy betaal het, kan ons nou in good standing met God kom. Baie van ons stry swaar teen sonde. En ons dink as ek en jy se gestry teen sonde wat ons regverdig maak. En weet jy wat doen die vyand? Hy kom ja, gitte. Hy sê, joh, jy sag hom goed. Joh, jy dag hom nou lang sonder het klaar gemaak. Gaan kyk jy moslims. Hulle korrei hier in die pad. Ek het hulle kos het. Dat dink hulle doen goed. Hulle please vir Allah. Dis jou goeie werke nie. En ek wil u dieper in hierdie waarheid invat, want dan gaan jy 'n oorwinningslewe begin leef. Baie van ons kom nie by hierdie dieper dieptes uit nie. Daarom sukkel ons om 'n oorwinnende lewe te leef. Ons het 'n verkeerde prentjie van wie God is. Ons het 'n prentjie van God staan gereed om pak te gee. God staan gereed om te slaan. Hy is hierdie kwaad God op 'n troon wat staan met grys hare. Hoeveel van ons, kom wees eerlik, hoeveel van ons as ons 'n bid het hierdie prentjie in ons kop van hierdie wit Jesus wat hulle hang op die binne die huise. Kom aan. Hoeveel van ons het daai prentjie? Sê vanaand die Here, haal hy prentjie uit my verstand uit, want dis nie die Jesus nie. Daarom jy nie die Here kan breek nie. Daarom kan jy nie die regte God kan jy nie ervaar nie, want jy hierdie beeld van God in jou gedagtes. Kom aan mense, wees eerlik met jouself. Hoeveel van u as jy bid, het jy die prentjie van hierdie Jesus wat daar as op 'n portret is, met die mooi lang haar. God wil ons moet hom leer ken. Ken jy hom werklik? Ken jy hom werklik? Ek wil nou vir my haas maar die einde toe. Hy sê, toe ek sien, hulle loop nie reguit nie. Hy sê, broers, hoe spreek ek hom aan? En die teenwoordigheid van Alma. En hy sê vir hom, Petrus, en die teenwoordigheid van Alma gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene nie om soos Jode te lewe, toe gaan dit oor die besnydenis? Waarom dwing jy? Ek sê vir ons het eers om die klippe te gooi. Ons is eerste om te kritiseer. Maar die Godheid werk, hand in eie boesem. Hoe lyk jy? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe? En ek verstaan nou, hoekom hierdie priesters, hierdie fariseërs, toe hulle daai vrou amper al dood wil maak, toe skryf die Here Jesus op die grond, en sê, as julle nie sonde het, gooi die eerste klip, gooi. En hulle eie daden wat in hulle hart het bestraf hulle gooi klippe daar neer en hulle draai om en hulle loop. Ons kan onsself skoon praat. Come on mense.
Sê nee, daai man van God, ek wil tog daar broer Pieter asseblief mense. Met hom nooit. Weet jy van hom? Maar gaan kyk net so 'n bietjie by daai een wat sê weet jy van hom, maar sien jy, daai een het erger geraamtes in die kas as daai broer Pieter. Kom aan mense. Die verskil is, daai een se goed het dit nog nie uitgekom nie. Dis nie waar nie. Daai een se goed het nog nie op die voorgrond nie. Broer Pieter, sorry broer Pieter wat ek nou van jou voorbeeld maak. Broer Pieter se goed is net voor op die platform, almal praat daarvan. Maar as hulle begin praat van broer Aubrey, sê vir jou. Ek gaan jy nou moenie aan my vat nie. Ek is die man van God, ek bid vir jou dood, jou towenaar. Sy towenaar is 'n heks. My God maak jy dood nie. Hy het gekom dat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Dis heksery. Klink dit nie bekend nie? Praat hulle nie so nie? Vat hulle, hou die poppie en hulle sit 'n fotootjie van jou op die poppie en hulle vat die naaltjies en hulle steek die pop en hulle manifesteer. Dis wat hekse doen, dis wat die duiwels doen, dis wat die sangomas doen, dis towery, dis heksery, sonder dat ons weet, word ons kwaad in ons rebellie in ons harte, word 'n wapen in die hand van die vyand. En ons sê dis die Here se saak. Jou heks. Ek wil dit weer sê, jou heks. Jy's 'n heks, jy's 'n duiwel, jy's 'n sangoma. Jy moet kom dat die Here jou kan verlos, dat ons bevryding op jou kan doen, dat God liefde in jou hart kan sit, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek sê vir julle sal my opkap oor hierdie boodskap, maar ek sê wat die Here sê, ek sê die waarheid, julle moet reguit stap, julle moet in die waarheid wandel. Jy hou af van of jy hou nie, maak nie saak hoe jy voel nie, loop beklei die saak uit met die Here, jy moet reguit stap. Maak nie saak nie. Maak een minagting kan nie werk nie. Die waarheid kom deur, die evangelie kom deur. Halleluja! Stap reguit. Klink dit nie bekend nie. Ek maak klaar. En as daar nog iets gebeur met broer Pieter nadat jy hom so met die koppie spelde gesteek het. As jy jou kyk diebaar hoe my God geantwoord. Jy moet ondersoek of jy by die regte God uitgekom het. Want as baie gode. Kom aan mense. Paulus self het hierdie fout gemaak. Hy het die kerk vervolg. Toe dink hy behaag God. En daarom slaat God hom na die pad van Damaskus en die Here sê vir hom, Saulus, waarom vervolg jy my? Toe kom hy tot die skok ontdekking. Hy het gedink hy doen God 'n guns om hierdie mense dood te maak. Ja, godsdiens maak 'n mens blind. Wat wil ek sê? Petrus. Hoekom het hy so homself so gehanteer? Want hy was nog godsdienstig. Hy was nog wetties. Skyn heilig. Ken jy verskyn heilig, suster skyn heilig, ken jy? Vir suster skyn heilig. Suster skyn heilig stryd diep in die diens. En na die diens as ek het gesien, hoe Kevin. Come on mense. Sê so 'n bietjie amen. Wil nie so 'n bietjie smile vir my nie. Sê Here werk aan my. Sê Here skud my. Sê Here vat my. Skud al die skynheiligheid uit my uit. Skud die skynheiligheid uit my uit. Skud my Here. Kom aan mense, man, roep dit gee my nood. Sê Here skud my. Skud my. Skud my. Skud my. Skud my. Skud my. Ons wil nie geskud wees nie.
En nou is dit nie tyd om die kop af te buk, jy moet nou opkyk. Ek is hier op hy skynheilige duiwel. Ek is hier, halleluja. Prys die Here. Het al gevoel as 'n saak vir jou is. Jou kop, jy stry in. Nee, het gaat nie werk nie. Die Here is hier, want hy wil vir jou 'n pad reguit maak. Die Here is hier, want hy wil jou help. Hy wil jou 'n deurbraak gee. Halleluja. Hulle sê Paulus en ek sluit af. Kyk vir my. Hy sê julle moet reguit stap. Stap reguit. Moenie draai loop nie. Moenie as jy by sekere mense kom en praat jy 'n sekere taal nie. As jy daar kom en praat jy nee. Stap reguit. Stap reguit. 'n Mens kry sulke mense. As hy by sekere mense is, praat hy saam. Kom aan. Maar as hy hier by jou is, daar's dit soet koekies en gebakte pere. Hy het saam gepraat. Dis waar, broedena. Nou die was konflik in die werk van die Here. Paulus het 'n stryd gehad met Petrus en manne wat in hy selfe meeting was. Toe sê hy manne nooit ons weet nie afvan nie. Hoe kan die man so praat? Toe raak hy Paulus 'n heilige kwaad kom oor hom. En hy staan op in die teenwoordigheid van almal. Toe sê hy Petrus, ek vermaan jou, jy moet reguit stap. Hy kom dwaal. Hipokraties. Hy kry manne wat vandag van die platforms af, die politicians, hulle praat, hulle staan vir geregtigheid. Met hulle vuis in die lug en hulle sê vroueregte. Daar slaan hy sy eie vrou by die huis. Hy sê ek staan op vir vroue. Ek staan op, maar by die huis slaan hy sy vrou. Want dit het 'n lekker cliché geword. Dit het 'n lekker sê ding geword. Om dit hier voor almal te sê en mooi te lyk, maar ek sê vir dit kos 'n prys. Kos 'n prys. Kos 'n prys. As maklik om hier van die verhoog af te sê, ja, julle onheiliges, ja, julle hoereerders, maar dan hoereer jy ook. Miskien nie fisies, maar met jou gedagtes. Ja? 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 Stap reguit pad. Is maklik om hier van die preekstoel af goed te sê. Julle moet so lewe, julle moet so lewe. En julle moet heilig wees en julle moet nie sondig nie. Maar as jy in die geheim die grootste sondaar, die grootste moeilikheidmaker, die grootste skindermond, die grootste kwaadprater, stap vanmôre reguit suster, stap vanmôre reguit broer, stap reguit. Stap reguit. Kom ons staan op ons voete. Jy hoor nie hierdie boodskappe nie. Dis nie maklike boodskappe nie. Hulle wil dit nie meer preek nie. Dis die waarheid. Prys die Here. Kurabashana. Hoekom praat die Here soos wat hy vanaand praat? Want die Here wil hê ons moet reguit stap. Die Here wil vanaand hê ons moet reguit stap. Want as ons by hierdie plek gaan kom waar ons reguit stap, sal ons 'n beweging van God se Gees sien. Sal ons 'n egte beweging van die Heilige Gees sien. Maar ons moet reguit stap vanaand. Kutalababandalabasa. Daar's mense wat ingeskakel is. As jy ingeskakel is, wil jy nie net in die comment section sê amen nie, of sê vir ons van waar af u kyk nie. Ons sien u, my broer. Ons sien u, my suster, waar u ook al vanaf ingeskakel is. Ons wil graag u vanaand insluit in hierdie gebed. Mag die Here ook vanaand met u ontmoet, waar vanaf u ook al ingeskakel is, dat u vanaand dwars deur die telefoon die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal beleef, dat u God se krag sal beleef. Prys die Here.
Want hy is die alomteenwoordige God. Kurabasababandalabasaya. Rabandalabasalabaro. Nandanga siliba pendiankasa. Kutalaba pendiankaya. Prys die naam van Jesus. Prys sy wonderlike naam. O Here. Ons dank U vanaand. Wil U nie in die eie woorde waar U staan net instry en sê Here, as daar enige vorm van skynheiligheid nog in my lewe is, verlos my daarvan. As daar enige skynheiligheid nog in my is, Here, stroop my daarvan. Help my om reguit te wandel. Help my om reguit te loop in die naam van Jesus. Here, ek is soms voor om moeilikheid te maak, maar dan sê ek nee, dis die ander een sê Here, help my, help my, help my Here. Help my om reguit te loop. Help my om U wil te doen. Kom aan mense, bid in en sê Here, stroop my van skynheiligheid. Stroop my daarvan. Hallelujah. Oh, wonderful Jesus. Karabasalabahando. Die Here is vanaand hier. Die Here is vanaand hier. Oh, wonderful Savior. Karabasalababando. Jesus. Jesus Christus. Vader, ek dank U dat ons vanaand rondom U woord kon vergader het. Ons dank U vir die krag van die bloed van Jesus. Ek wil vanaand bid dat U deur die krag van die Heilige Gees ons vanaand sal help. Ek wil vanaand bid in die naam van Jesus dat U ons sal stroop van enige vorm van godsdiens en tradisie. Here, dinge wat ons verhoed om by U uit te kom. Here, ek wil vanaand bid dat U ons sal lei in 'n egte verhouding met U. Dat U ons nuut sal maak, dat U ons binneste sal oopbreek. Here, dat U ons 'n hart vol van liefde sal gee in die naam van Jesus. In die naam van Jesus bid ons vir die genade van die Here. Ons bid dat U vanaand ons begenadig sal wees in die naam van Jesus. Dank ek U dat U ons help in Jesus naam.